Amen. Amen, liewe luisteraar. Dit is weer vir ons so 'n groot voorreg om in die skrifte in te kyk en na die Nuwe Testament te kyk. Ou Testament totaal en al ongeldig, in die eie skrif staan dit geskryf, en daar het 'n Nuwe Testament gekom. Dit is eintlik baie moeilik om die Nuwe Testament oor te dra, want dit is alles openbaringskennis. En dit is net mense wat absoluut belangstel in 'n Nuwe Testament, om te sien dat dit 'n testament, 'n nalatenskap is vir jou. Dit is jou verryking in elke opsig. Mens moet in die skrifte inkyk, belangstel. Die skrifte moet vir jou baie, baie belangrik word. Is die mens traag om daarby uit te kom? Nou, maak dit soms 'n bedienaar 'n bietjie moedeloos as hy sien dat die mense kan absoluut nie verstaan wanneer mens praat van openbaringskennis nie. Nou skryf hy in 2 Korintiërs 4. Hy sê daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. As jy iets wat so kosbaar, kosbaarder as goud is, ontdek het, is dit onmoontlik om stil te bly. Onmoontlik om nie positief dit oor te dra aan mense nie. So belangrik. En as mense net stil sit en absoluut begin by die Nuwe Testament, dan word dit 'n vuur wat in jou brand. So dit is so belangrik dat ons inkyk. So ons kyk, ek gaan weer 'n bietjie vir ons inkyk in die skrifte in 2 Korintiërs 3 vers 5. Weer daarna kyk. Hy sê nie dat ons uit onsself verkwam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars. Luister nou mooi. Dis 'n Nuwe Testament, mense. Dis nuwe voorwaardes, nuwe realiteite. Nou luister net wat sê hy. Hy sê, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter, die Ou Testament, maak dood, maar die Gees maak lewend. Wanneer daardie lewe kom, word dit 'n werklikheid waarin jy staan, waarin jy jou verlustig elke dag. Want dit is absoluut net 'n verryking al die tyd. Nou skryf hy in vers 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, die ou wettiese godsdiens, waar dit jou pogings was, as daardie bediening in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Ou Testament moes tog vergaan, moes uit die pad uitkom, want die Nuwe Testament is presies die teenoorgestelde van die Ou Testament. Dit is daarom wat Paulus ook skryf, as jy weer die Ou Testament lees, sal jy baie moeilik verstaan. Luister vers 8. Hy sê, hoeveel meer sal die bediening van die Gees dan nie heerlik wees nie? Want as die bediening wat veroordeel in heerlikheid was, veel meer sal die bediening wat regverdig maak, oorvloedig wees in heerlikheid. Baie mense vra by ons, hoe kan julle so positief wees? Maar luister net wat sê hy, dat hierdie
bediening oorvloedig is in heerlikheid. Jy kan nie ophou om daaroor te praat nie. Jy kan nie by die einde daarvan kom nie, want dis openbaringskennis. Hoe meer jy inkyk, hoe meer verryk die skrifte jou. Dis soos 'n blom wat oopgaan. Hy word al mooier en al heerliker. En dit is dit wat ons so op konsentreer. Mense, as ons nie na die Nuwe Testament kyk en dit jou begin en einde maak nie, ly jy skade, geweldige skade. So, luister na vers 10. Hy sê, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid is onberekenbaar hoeveel groter die Nuwe Testament is as dit waarmee ons bemoeid was in die Ou Testament. Vers 11 sê, want as wat moes vergaan, die Ou Testament moet vergaan. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. dit kom van God af. Hy gaan van een heerlikheid na 'n ander. Vat jou al hoër op en begin jou al meer verryk, want God kom vir 'n kerk sonder vlek of rimpel. Het jy ooit daaraan gedink? Hy kom vir 'n kerk sonder vlek en rimpel. Waar gaan jy dit kry? Sê vir my, wie van enige mense wat nog in die Ou Testament is, kon in 'n heerlikheid staan voor God. Dis net die Nuwe Testament, want dis nie meer jou lewe nie, dis die verryking wat gekom het toe Christus jou lewe word. En jy moet nou toelaat dat Christus ryklik in jou. Dis jou voorreg. As jy nie daardie rykdom in prinsip aanvaar nie, dat Christus is die volle rykdom van God wat na jou toe gekom het, dan gaan jy altyd in pogings wees, en dit gaan nie werk nie. Jy gaan absoluut elke keer moedeloos word, as jy na jou eie prestasies kyk. Vers 12 sê, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Jy het die grootste vrymoedigheid, want dis nie meer jou bekwaamheid nie. Dis die bekwaamheid wat God aan jou toebedeel het. Dis dit wat hierdie groot God jou mee kom verryk het. 'n heerlike rykdom, wat in ewige, kan jy dink in die ewigheid, selfs 'n ewige erfdeel het. So verryk, dat jy nie die einde daarvan sal ken nie. Want dit gaan voort in die ewige lewe. Blom hierdie heerlikheid wat hy aan jou toebedeel het, al die pad, en jy kan jou verlustig daaraan, want dit is 'n alles oorweldigende heerlikheid. Nie soos Moses nie, wat 'n dekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde wat moes vergaan. As die skrifte vir jou sê dat die Ou Testament is 'n realiteit wat moet vergaan, waarom bly jy daarin? Waarom onderwerp jy jou aan wette en regulasies en wat jy moet doen en nie moet doen nie, en hoe jy moet glo en nie glo nie? Dis so belangrik, mense, as jy in 'n vryheid kom, waar jy sien dat Christus is jou lewe. Hy leef in en jy laat hom toe om ryklik in en deur jou te leef. Kyk in die skrifte, kyk hoe leef hy. Kyk dat dit nou jou lewe is. Die verryking, kyk waar hy vandaan kom, kyk waarheen hy gaan, kyk hoe oortuig hy is. En dis alles die oortuiging en lewe wat vir jou beskore is. Want dit is jou eiendomsreg,
dat God vir elke mens die lewe van Christus geskenk het, vrye geskenk. Nou dat julle dus vrygemaak is, Romeine 6 vers 18 en vers 22, nou dat julle vrygemaak is, nie wat jy gedoen het nie, wat hierdie groot God vir ons kom doen het, sodat ons waarlik in hierdie rykdom kan intap en dit begin geniet. Vers 14 sê, maar Israel se sinne was verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat net in Christus vernietig word. Net in die Nuwe Testament, net as Christus jou lewe is, word daai Ou Testament, daardie ou realiteite vernietig. Op geen ander manier nie. Dis dit wat 1 Johannes 5 vers 12 byvoorbeeld sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie, het nie die lewe nie. Die 13de vers sê, ek skryf hierdie dinge aan julle broeders, dat julle moet weet, dat julle nou die ewige lewe het. Jy moet nie raai nie, jy moet nie twyfel nie, jy moet absoluut staan in die realiteit wat God vir jou geskenk het. Dit is deur die hele skrifte. Paulus, nadat hy jare in die tronk sit, dan skryf hy Galasiërs, Efesiërs, Kolossense uit die tronk uit, 100% positief. Hy bemoedig die broeders daar buite. Galasiërs 5 vers 1 byvoorbeeld. Broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder 'n juk van slawerny, Ou Testament, in laat praat nie. Kan jy dink, as jy 'n boodskap bring, en jy haal meer uit die Ou Testament uit aan, as uit die Nuwe Testament, watter morbiditeit dra jy oor aan mense? Al is dit ook die goeie sake van die Ou Testament. Dit het geen waarde nie, want solank dit jou eie pogings is dit vodde. Dan skryf Paulus byvoorbeeld in Filippense. Hy sê, ek het alles, hy het die Ou Testament geken, hy het die wet van voor tot agter geken, hy het dit geniet. Maar toe hy hierdie werklikheid ontdek, skryf hy, ek het al daardie ou dinge as drek beskou. Kan jy dink, dit van die Ou Testament te sê? Dit is so belangrik, mense, dit klink miskien rof, as 'n mens jou attent maak op hierdie dinge. Maar dink net daaraan, hoe jy gaan verloor, as jy op jou eie poging staan. Hoe jy absoluut in 'n verlore toestand is selfs, deur jou beste werke, want jou beste werke bly soos vodde voor die Here. Maak nie saak hoeveel rykdom jy verkry het, en hoe jy dit spandeer vir die Here, en wat alles jy vir die Here doen nie, as dit jou eie poging is, vergelyk dit net met dit, wat hierdie groot God kom doen het. Jy probeer met 'n tydelike rykdom, wat eintlik werklik glad nie 'n rykdom is nie, maar 'n juk wat jy op jou nek gesit het. En jy vergelyk dit met die rykdom wat God jou geskenk het. 'n ewige vryheid, 'n verryking wat onnaspeurlik is, wat so groot is. Mense, ons moet begin kyk na die Nuwe Testament. Ons moet absoluut 'n poging aanwend om absoluut net te bly in die Nuwe Testament, net uit die Nuwe Testament te quoteer, en jy sal gou agterkom wat die geweldige verandering is, en hoe voorspoedig jy kan wees in dit wat jy weet, wat geskenke is, en die pogings van jou eie nie. So die 15de vers sê, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word. Nou dit staan in elke mens se Bybel, vers 15. Luister net mooi daarna.
Hy sê, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor jou hart. Jy sal nie verstaan nie. Dis so belangrik, mense, dat ons sien daardie verskil van eie pogings en geskenke van God. Dis twee wêrelde uitmekaar uit. Jou eie prestasies en dit wat hierdie groot God kom skenk het vir die mens deur sy prestasie aan die kruis van Golgotha. Daarom wat hy skryf dat die kruis is absoluut die krag van God tot saligheid. Absoluut, daar's 'n rykdom in daardie kruisiging wat onberekenbaar is, want alles wat God sin was, word joune. Dis 'n verbond, 'n testament wat God met die mens maak. Alles wat syne is, word joune. Alles wat joune is, word syne. En kan jy dink wie's die beste daarvan af? Dis so belangrik, mense, om nie meer in armoede te leef nie. Vers 16 sê, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, nie die vlees nou nie. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou, ons weet dat Johannes 6:63 sê hierdie woord is gees en lewe. As jy in die gees wil lewe, moet jy absoluut uit die Nuwe Testament uit lewe. Jy moet absoluut die Nuwe Testament ken en absoluut die Nuwe Testament quoteer in elke situasie. Is dit 'n dagvaardiging wat jy kry? Is dit 'n siekte wat na jou toe kom? Is dit armoede wat jou in die gesig staar? Is dit droogte? Wat dit ook al is. Kan jy altyd na die voorspoed kyk wat hierdie groot God jou mee verryk het en deur die natuurlike riem met sy negativiteit teen te staan, kan jy absoluut in 'n verryking lewe dag na dag. Maar jy moet in die woord lewe. Jy moet deur die Gees lewe. Dit wat God vir jou gedoen het en nie dit wat jy vir God moes doen nie. Vers 18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesigte, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Jy begin sien hoe dat hierdie groot God in en deur jou begin lewe. Omdat jy jou beoefen. So baie keer het mense al dit probeer verduidelik. Dit vergelyk met die natuurlike as jy na 'n gym toe gaan. As jy wil 'n kragman word en as jy 'n liggaam wil tentoonstel, dan moet jy oefen. Net so is dit. As jy nie jou beoefen in die skrifte nie, as jy nie gedurig inkyk, en dit is so belangrik om weg te kom van ou tydse tradisies en absoluut begin met nuwighede kennis maak en kyk hoe die skrifte vir jou oopgaan, die skrifte vir jou begin blom en jy begin sien dat daar nuwe positiwiteit, nuwe versekering, nuwe aanmoediging, nuwe 'n toekoms vir jou is in die skrifte. Alles wat net positief is en wat jou absoluut trek. Soos die skrifte dan sê, God trek jou met koorde van liefde. Dit maak nie saak wat gebeur nie, maar alles werk mee ten goeie. As jy in die skrif bly, as jy in die Gees bly, daar kan niks jou meer benadeel nie. Jy bly net in die heerlikheid waarmee Christus jou verheerlik het.
So nou begin hy sommer in die 4de hoofstuk. Dan sê hy, daarom aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Daar is geen manier wat jy kan terugdeins nie. Is so belangrik dat jy sien die geloof wat geopenbaar word. Dan vergelyk hy dit met Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want elkeen wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is. Hy's 'n werklikheid en hy's 'n beloner van die wat na hom toe kom. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, want hy het vir jou 'n wedergeboorte geskenk. Kan jy dink dat Jesus Christus was werklik jou wedergeboorte? Alles wat in Jesus gebeur het, was jou geboorte. Jy's wedergebore aan die kruis van Golgotha. Alles wat hy kom skenk het, alles wat hy kom afgee het aan die mens, om die mens te verryk, is dit wat jy ontvang het. En as 'n mens nie daardie heerlikheid aanvaar nie, hoe gaan jy ooit die wonder van die skepingsdoel van God ervaar? Want hy het jou verryk in alle opsigte, en dit is waarin ons nou staan, en wat ons elke luisteraar wil aanmoedig. Begin kyk na die kruis van Golgotha en lees die Nuwe Testament in die lig van die kruisiging. En gou sal jy sien dat dit word soos 'n vuur wat in jou brand. Jy wil al meer sien, al meer weet. Ons het baie kere het ons tot in die oggendure gesit met die skrifte. Dis so belangrik, mense, dat ons inkyk en selfs moeite maak om seminare by te woon en al die vernuwing te sien wat soos dit geopenbaar word aan die mens. Prys sy groot naam. Amen. I'm found was blind, but now